Goeiemôre, dit is maandagoggend, die 2de Junie 2025 en ek groet julle oude gewoonte hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ek wil terug verwys na donderdag aand se bosberaad waar ons gepraat het oor Siener van Rensburg, waar ek gesprek gevoer het met Japie van Zyl, wat 'n baie goeie uiteensetting gegee het van Siener se visioene en ons interafhanklikheid van wêreldwye insidente en wat daarmee gepaard gaan. Teen gisteraand was hierdie video, hierdie bosberaad reeds 21.000 keer gekyk. Dis die grootste bosberaad wat ek nog aangebied het in die bietjie meer as 2 jaar dat ons elke week 'n bosberaad aanbied. Elke donderdag aand 'n bespreking van soorte het en ons het dan gesien dat daar dus 'n geweldige behoefte bestaan om meer uit te vind oor wat was voorspel oor Suid-Afrika en wat was nie gesê nie. Die gelyktydige kykertal, dit is almal wat tydens die uitsending gelyktydig gekyk het, was 2500, wat ook 'n nuwe rekord vir ons is. En daarom aan al die superkletsgeers, ek gaan ergens vir julle 'n spesiale aanbieding inwerk waar ons meer kan gesels oor hierdie tipe van dinge. Maar as ek gaan kyk na die belangstelling in hierdie spesifieke bosberaad, dan is dit vir my duidelik weer eens dat dit wat in die res van die wêreld uitspeel, definitief 'n rol het ook op dit wat in Suid-Afrika aan die gebeur is en nog vorentoe gaan gebeur. Ons het reeds direk die invloed van die Trump-effek ervaar. Ons het gesien hoe die regering vaskop teen dit wat vir hulle gesê is en waar hulle vol bravade voortgaan om te sê dat niemand kan vir hulle dwing of maak om sekere aksies uit te voer en sekere historiese ongelykenisse uit te wis nie. Nou ons weet dat wanneer 'n regering hierdie stappe begin neem, is omdat hy eintlik nie meer in staat is om iets te bied aan die massas nie. Aan die massas wat onder haglike omstandighede lewe, wat oor baie jare deur hulle invloedryke, ryk leiers gemisken was in hulle eie strewes om ook 'n beter lewe te kan hê. Ek dink ons het nou die punt bereik waar ons te ver teen die pad af is, dat daar nie meer omgedraai kan word nie, want ons bronne is uitgeput. Ons sien nie meer werklik ekonomiese groei nie en ons sien 'n toename in onrustigheid onder die massas. Ons hoor dan ook hoe hierdie beloftes gemaak word van grond die hele tyd om hulle gerus te stel, kalm te hou, want niemand van hulle stel belang om te boer op daai grond nie. Dis blote retoriek wat gebruik word om die massas mee te paai. Intussen sien ons dat daar geweldig baie moorde, plaasaanvalle toenemend so plaasvind, omdat dit verkondig word, omdat die massas daarvoor voorberei word deur liedere soos Kill the Farmer, Kill the Boer en uitlatings van die openbare platforms af, waar Pinocchio byvoorbeeld sê, die tyd van verandering om hierdie historiese ongelykheid reg te stel, is nou. Hy steur hom dus nie aan die voorwaardes wat gestel was deur die westerse wêreld, wat gesê het, julle moet hierdie ongelyke wetgewings tot niet verklaar, julle is mos nou een land,
en dan bly die verskoning, maar alle wit mense was bevoordeel gewees deur 'n beleid wat alreeds 30 jaar gelede, 31 jaar gelede tot 'n einde gekom het. Nou, hoe lank werkloosheid, hoe lank ekonomiese ineenstorting, agteruitgang in die land geblameer gaan word, die skuld vir apartheid gegee gaan word, hoe verder en vinniger sal die verval in Suid-Afrika plaasvind. 'n baie bekende oud politikus het op 'n stadium gewaarsku dat die swart kommunistiese bestel in duie sal stort, omdat dit nie oor die duursaamheid van die twee belangrikste voorwaardes beskik nie, naamlik 1. Jy het 'n groeiende ekonomie nodig. Jy het respek vir wet en orde nodig om te kan vooruitgaan. Jy moet 'n ekonomie hê wat ontwikkel, wat groei, wat toeneem, en ons sien hoe meer BEE-wette toegepas word, hoe meer en meer krimp die ekonomie, want ons skep 'n vals indruk van rykdom deur mense wat dit net ontvang en wat nie daarvoor gewerk het of hulle self ingestudeer het en opgewerk het tot op die vlak waar hulle dan dieselfde kan kry nie. Nee, dit word afgedwing deur wetgewing en ons sien dat daar weer 'n nuwe stel wetgewings uitgekom het, of gaan uitkom wat nog meer druk gaan toepas. Nou, hierdie selfde oud politikus het gesê, omdat hulle prioriteite net wraak en uitwissing van die blankes is. En luister wat word daar gesê op die platforms, kill the farmer, kill the boer. We haven't called for the killing of the whites yet. Omdat hulle prioriteit wraak en uitwissing van die blanke is, sal so 'n ineenstorting van die ekonomie en wet en orde met groot bloedvergieting en geweld gepaard gaan. Ons moet ons voorberei vir wanneer al hierdie dinge in duie stort. En ons sien hoe dit rondom ons in duie stort. Ons sien hoe alles tot niet gaan. Ons ervaar dit. Maar steeds soek ons die oplossings op ander plekke. So duidelik het dit uitgekom in donderdag aand se gesprek. En ek herhaal dat ons nie daardie tipe van visioene van siene gebruik om enige beplanning mee te doen nie. Ons doen 'n beplanning, maar wanneer dit begin uitspeel soos wat ons dit beplan het en die dinge begin waar word wat daar gesê en voorspel was, dan gaan staan die hare in 'n mens se nek regop. En dis belangrik om hierdie goed te onthou, dat ons daarvan kennis dra. Ek sien mense reis die hele wêreld vol en beplan om steen te werf in die buiteland vir ons Afrikaner mense, soos wat Donald Trump dan begin het. Die tweede groep is nou al Amerika toe. Tog weet ons dat die grootste hoeveelheid mense van ons mense nie die land sal verlaat nie. Dit sluit myself in. Ons het 'n taak hierso, ons het 'n missie om 'n veilige gebied te verseker waarbinne ons mense normaal kan voortbestaan. Wanneer hierdie geweld oorgaan in totale anargie en wanneer hierdie massa bloedvergieting begin plaasvind wat almal so duidelik sien en waarteen siener dan ook gewaarsku het. En die feit dat daar soveel mense gekyk het, sê vir my dat daar 'n groeiende bekommernis sonder dat daar besef is dat 'n oplossing gevind moet word. Daai oplossing lê nie in wêreldsimpatie nie. Ja, dit dra by tot druk wat toegepas word. Maar ons eerste prioriteit moet wees: hoe gaan ons die voortbestaan van ons mense verseker?
Hoe gaan ons verseker daar is 'n toekoms ergens op die pad vorentoe? Hoe gaan ons verseker dat ons in staat is om hierdie aanslag teen ons te oorleef onder die mees drastiese omstandighede en die grootste denkbare druk wat op ons toegepas word? Ons moet bereid wees tot opofferings. Ons moet dit aanvaar, want ons gaan ook nog gesprekke hê oor byvoorbeeld wat het Johanna Brandt gesê, wat het Roger Thiel gesê, wat het Aloy Ilmaier gesê, en 'n verskeidenheid van ander ouens wat profetiese redes en voorspellings gemaak het oor Suid-Afrika. Ons gaan daai gesprek hê sodat mense kan bewus wees hoe akkuraat die goed in Suid-Afrika gebeur volgens dit wat in die verlede voorspel was. Ons sien dit voor ons oë afspeel. Ek en jy moet reg wees, gereed wees, wanneer hierdie dinge plaasvind. En ons kan nie omdraai en sê, ons het nie geweet dit gaan gebeur nie. Ons was nie gewaarsku nie. Hoeveel jare se waarskuwings was daar nou al? Hoe lank het ons nou al gesê, dat praat gaan nie meer help nie. Politieke ry gaan ons net verder oor die afgrond dryf. En dat die enigste oplossing is om jouself voor te berei vir die ergste. Want dit word dan so ook voorspel. En ons sien dit. Ons sien hierdie toenemende dryf waar dit gaan. Soos wat hierdie oud politikus gesê het, omdat hulle prioriteit wraak en uitwissing van die blanke is. Hulle fokus is daarop om die ekonomie in die hande van die wit mens uit te hou. Hulle fokus is daarop om die wit mens lam te lê. Dan is dit regverdig om te sê, hulle soek uiteindelik die uitwissing van die wit man. Dis wat ons in Afrika gesien het, maar wat ons nie van wil hoor en nie wil weet nie. Dis wat ons nou hoor wat gesê word, maar steeds wil ons dit nie glo nie. Dit word vir ons gesê, ons luister en ons dink, ag, hierdie ou gaan nêrens kom nie. Een vuurhoutjie steek 'n hooi niet aan die brand. Raak bewus, erken daar's 'n probleem, raak betrokke, offer op ter wille van jou gesin en jou familie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug met julle. Mooi loop.